Goeienaand, een FM luisteraars. Nog 'n episode van ons het koppe bymekaar met Hans van der Veen. En vanaand vat ons die tema van sportdeelname. Wat is die waarde daarvan? Hoe kan ons groter sportdeelname bevorder en hoe verwesenlik ons talent? Vanaand het ons twee baie spesiale gaste. Die een sit daar ver oor die oseaan en die ander ene in Potchefstroom. So ek gaan vra dat hulle twee hulle self voorstel. Kom ons begin oor daar na die verste Ernst Kols. Goeienaand Hans, goeienaand John. Lekker om te gesels met almal. Ja nee, ek het groot geword in Potchefstroom en atletiek was deel van my lewe en ek het ook gestudeer aan die universiteit as 'n sielkundige en toe 'n loopbaan begin in beide in sielkunde, maar later en meer in organisasies en so my pad gekry dat ek op die ouend deur my maatskappy vir wie ek gewerk het in Australië beland het en hierso nog steeds deelgeneem aan sport en ook 'n atletiek kursus gedoen hierso so baie te doen gekry het met hoe sport werk in Australië, jy weet en hoe hulle dit beskou. So miskien is dit 'n bietjie van 'n perspektief wat ek vanaand na die tafel toe kan bring en ook bietjie kyk hoe dit vergelyk met eintlik die geskiedenis van sport in Suid-Afrika ook waarmee my pa baie betrokke was. So miskien gesels ons bietjie daaroor. Dankie Ernst. En dan daar in Potchefstroom, John Verster. Ja, yes, ek sien Ernst se hometown, nee, en ja, self in die Wesrand van Johannesburg gebore in Florida en ja, maar daar skool gegaan en ek was toe as atleet op 'n beurs Amerika toe, was 5 jaar by die Universiteit van Nebraska in Amerika. Baie goeie jare daar gehad, beide akademies en met atletiek en teruggekom. Dit was moeilike jare want dit was so die laaste klomp jare van isolasie en dit was 'n moeilike besluit om of daar te bly en jy weet internasionaal in aanhalingstekens te kan nog deelneem, maar dan sou ek moes my burgerskap opgee en in daai jare was Suid-Afrika mos verban en oral was ons atlete nie welkom nie en het toe in 88 teruggekom Suid-Afrika toe, baie goeie atletiekjare daarna gehad, so ek sal nooit spyt wees dat ek teruggekom het nie en ja, ek het so in 92 in Potch begin kuier by my vrou en ja, van 92 af hier in Potch. So baie goed, baie lekker dorp, baie goed vir atletiek en ja, ons het maar deur die jare buite nou self nog deelgeneem tot so die laat 1900s, so in 2000 opgehou en net afgerig en verskeie atlete, jy weet, maar help slyp en saamgewerk. Van hulle wat daai jare saam met my begin het, is eintlik nog steeds hier saam met my. So party atlete het maar vasgehak hierso soos hy Elroy geland daar van julle Valley, die George Valley en ek jy weet atlete soos Caster Semenya en Andrei Olivier en Nigel Amos, hy is nou weer terug by my op die oomblik. Ja, so maar baie atlete deur die jare, jy weet wat ouma saamgewerk het, is maar 'n spanpoging en dis lekker om te sien, jy weet, party mense vra jou, jy weet 'n atleet wat nou baie goed gedoen het soos Caster of 'n Andrei Olivier of 'n Elroy, dan vra jy jou, jy weet wat is hulle beste prestasies en dan is dit vir my altyd lekker om te sê Elroy sit met 4 grade. Dis my beste prestasie, jy weet, en ek het baie van my atlete tot Caster geforseer letterlik en gesê jy sal nie loop al is jou atletiek hoe goed, al is jy Olimpiese kampioen, maar jy sal nie loop sonder 'n graad of een of ander kwalifikasie nie en dit was vir my lekker om te help sien hoe hierdie mense groei en dat hulle ook later self baie bydra tot die gemeenskap en ek dink dit is uiteindelik maar die doel van sport is om by te dra by ons gemeenskap. Sjoe, dis 'n mond vol en lekker om dit te hoor, John. Onlangs was die atletiekbijeenkoms hier op Oudtshoorn en ek het gekyk na die tye in die 400s wat nou geloop het van die kleintjies tot by die onder 19s en as ek nou na daai uitslagbord gekyk het, voel dit vir my dit is baie swakker as toe ons destyds deelgeneem het in die 80er jare. Vind julle dit ook daar in Noordwes en ergens daar by julle in Wes-Australië dat sportdeelname en atletiekdeelname dit afgeneem is die jong mense net nie meer so stel hulle net nie meer so belang nie of is dit nou maar
is hier by ons in Suid-Kaap is dit 'n uitsondering. Is dit 'n wêreldwye tendens nie? Ja, Hans, ek dink dis 'n tendens oor die wêreld is mense is minder aktief. Dit is die ding. Mense, weet veral die jonger mense doen om verskeie redes beweeg minder. En dit het 'n impak op 'n groter level op mense se ontwikkeling. Speel uit veral in die sporte wat ek sal noem is absoluut. Jy weet, sporte wat nie in 'n span verband is nie, maar wat absolute metings het. Swem, atletiek. Dis waar mense dit optel om te sien daar's verskille in die beweeglikheid van, kom ons sê, seuns in hierdie tydvlak en miskien 20, 30 jaar terug, waar mense buite rondgehardloop het, vry gespeel het, rondgehardloop het, was baie meer onbeperk in waar hulle beweeg. Ja, dit is 'n tendens. Mense sien dit nie noodwendig in die prestasievlak van op die hoë vlak nie, maar as 'n globaal, as die voerbron vir atletiek kom maar uit 'n pool uit van mense wat moet beweeg en half natuurlik beweeg. So dit is definitief so, en ek dink daar's redelik goeie navorsing om dit te bewys. Ek stem 100% saam met Ernst. Ek dink miskien op 'n ander vlak dit ook basies bewys wat Ernst gesê het, is ek is nou betrokke by Atletiek Suid-Afrika ook, en ons het nou vir die eerste keer in 'n hele klomp jare het ons weer kwalifiserende standaarde daar gestel wat die provinsies en die atlete in die provinsies moet behaal om nou SA's toe te gaan, soos in ons daar. Nou om daai lyste weer van niks af op te stel, het ek het eerstens maar gekyk na die laaste paar jaar se prestasies en se lyste, maar ek het ook teruggegaan na, glo dit of nie, die lys wat ek toe nou maar op afgekom het was 'n klomp van hulle, maar hulle is baie soortgelyk, maar ek het 1984 se lyste gebruik. Dit was nou regdeur van onder 17s en onder 19s en seniors, en ons het daai jare, as jy onthou, het ons onder 21s ook gehad. Ja. En ek het daai lyste gebruik en ek was geskok. En ek het nou uiteindelik saam met die insette van 'n klomp mense en 'n paar van hulle wat julle ook goed ken, het ek nou uiteindelik toe nou nuwe lyste vir hierdie jaar opgestel wat nou kwalifiserende standaarde is om aan 'n SA's deel te neem, verskillende ouderdomme en seniors. Maar as ons nou na seniors kyk, in ons gebied in die middelafstande, Hans Ernst, julle sal nie glo nie, nee, as ons iets vat soos die 800, nou daai jare om in die 800 seniors in 1984 om in die 800 seniors net op SA's te kon deelneem, moes jy 1:49.3 hardloop. En vandag, en ons het eintlik hoog geskiet, ons is bang ons gaan nie eens genoeg mense kry nie, is die standaard vir SA seniors 1:52. By die meisies is dit nog erger. Ek kyk na daai jare se meisies in die 800 vir senior vrouens, was dit 2:8,3 of 0,5. Hierdie jaar is dit 2:15. So is amper 7 sekondes stadiger, net om genoeg mense by SA's te kry. So ek stem saam met Ernst ook. Ek dink op die hoogste vlakke, op die elite vlak, is daar wel nog sterre wat deurkom. Maar op die, ek wil amper sê die dieper vlak en die provinsiale vlak en so aan, baie minder. En ja, dit is 'n probleem, soos Ernst goed gesê, dis baie keer jy weet, jy sien dit nou nie regtig op spanverbande sporte nie, maar soos hy sê, die absolute sporte waar, jy weet, daar's nêrens om lyf weg te steek op 'n atletiekbaan nie, en almal kan jou tyd sien of jou afstand sien. Sien ons daai absolute afname in prestasies, daar's geen twyfel nie. John, ek het verlede week met Dave van der Walt, hy was voormalige president van ASVD atletieke gesprek gehad oor, weet ek, van hom probeer verstaan hoekom het atletiek prestasies so agteruit gegaan in Suid-Afrika. En hy het die stelling gemaak dat rugby, wat so vroeg in die seisoen begin het, maak ander sportsoorte dood. Ek kyk nou, die op Oudtshoorn was al verlede Vrydag al die eerste wedstryd, sê nou maar van die eerste spanne gewees. Ek meen, dis reg in die begin van Maart, so jy gaan tog nie 'n wedstryd speel as jy dan gaan jy al in Februarie moet begin oefen met daai span. En met my gevoel daar rondom is dat eintlik bate sport soos rugby by atletiek deelname, want daai spoed en krag en veerkragtigheid en so aan, is tog die afrigters wat daai atlete ontwikkel
daai selfde vaardighede word deur die rugby spelers ontwikkel. Ek weet nie, het julle ook daai probleem daar by julle in die noordelike provinsies dat rugby ander sportsoorte oordonder en of wat gebeur by julle? Weet jy, ja, ek moet net gou sê ek is op die beheerliggaam hier by Ernst se ou hoërskool by gimnasium. En hier by Potchefstroom het ons presies dieselfde probleem. Nommer 1 ook natuurlik die getalle in die platteland neem af. Ernst, jy sal bly wees om te hoor, ons is hierdie jaar die eerste keer in baie jare is gimmies weer omtrent 1000 kinders. En hopelik teen volgende jaar is ons weer vol, dan sit hier by 1050 na 1100, dis die maksimum wat die skool kan wees, en ons is baie naby aan dit weer bereik. En so ons is baie bly in die platteland dat die skool so groei. Maar op sportgebied moet ek 100% saamstem, Hans, dis nie net rugby ook nie, jy weet, daar's 'n groot toevloei na hokkie toe. Hokkie groei verskriklik, en veral seunshokkie groei verskriklik, en daar's nou al 'n bekleierery tussen seuns, wie gaan hokkie speel en wie gaan rugby speel en wie gaan albei probeer speel, want dis nie te sê hulle wil nie en die skool wil nie, maar dis amper onmoontlik omdat die seisoene so lank raak en oor hulle bots met mekaar. So nou het jy nog atletiek wat veronderstel is Januarie tot sê nou maar so Maart, April, maar die ander sporte wil hulle hê. En dan wat die slegte ding is, hier by gimmies het ons wel die uitsondering gemaak dat die atletiek-kinders moet hulle atletiek kan doen tot en met, jy weet, so in Maart nou, wanneer die provinsiale kampioenskappe en so is. En gimmies doen 'n goeie job daarmee, maar dit is sleg, want nou kom daai kind nie by rugby uit nie, en teen die tyd as hy nou by rugby inskakel, is hy nou nie meer in die span nie, en so ja, ek stem saam, jy weet, elke liewe sport, regdeur van netbal af, ook tennis, jy weet, natuurlik die individuele sporte het hulle seisoene, maar die spansporte het nou amper jaarlange sporte geword, en daar's definitief, ek kan dit op die platteland sien, definitief te min kinders om al die spanne, jy weet, altyd vol te maak, omdat daar so baie sporte. So ek stem nogal met daai een saam, dat dit het definitief 'n impak op atletiek. Ja. Toe ons deelgeneem het, was die atletiek seisoen in Oktober maand begin, en het deurgegaan tot Maart maand toe, en dan die ISA kampioenskappe was einde Maart, en daarna het sê nou maar die wintersporte, spansporte begin. En ek dink dis waarskynlik vir die mense, die powers that be nodig om hierna te kyk, want ek dink almal verloor op die ou end. Ek was verlede Vrydag aand was hier so Legends, Springbok Legends, wat Hoërskool Oudtshoorn aangebied het, en hulle het vir Ian McIntosh en 'n klomp van die 7 Springbokke en Johan Miller onder andere daar gehad. En een van die punte wat uitgekom het was, Suid-Afrika het soveel rugby spelers dat as iemand nie shape nie of beseer raak, kan hulle hom maklik vervang met iemand anderste. Terwyl Europa baie meer, met minder rugby spelers, so dit is baie meer ingestel op ontwikkeling. As ek hierdie ontwikkeling gedeelte van die gesprek kan laat oorstaan, ons gaan gou 'n musiekbreek vat. En Ernst, jy sit nou daar in Perth, maar ek glo jy kan nog so 'n bietjie Suid-Afrikaanse musiek. Onthou liedjies, watter liedjie sal jy graag wil hê moet ons nou luister? Weet jy, Hans, 'n liedjie wat vir my nog al die jare 'n verskriklike mooi liedjie is van Johannes Kerkorrel, Halale Afrika. Dit sal my een keuse wees, en as ek 'n ander keuse kan maak, dan sal dit Karen Zoid wees wat Sonvanger sing van Valiant Swart. Sy het hom so 'n bietjie opgeraak. Okay, ons gaan eers na vir Johannes Kerkorrel, Halala Afrika luister. Nie weggaan nie, ons is terug na die musiekbreek. Toe die wêreld hier nog jong was en die horison wyd en oop, was dit groen hier aan die halfrond, suid van die ewenaar. En in die skemer as die son sak en die beste huis te loop, klink die roepstem van die vroue oor die heuwels van die land. Alala, alala, ewige songs Afrika. Alala, alala,
ewig is ons Afrika. Tula tula ntanami, tula tula sana lwami, tula tula ntanami, ubaba uzobuya sihlale naye, ubaba uzobuya sihlale sonke. Kom die skepe uit die weste, wat seil oor die see, om te vra vir kos en water, en te bly vir soveel meer. En die land wat in tyd op was, die land het ons verruil, vir die ghettos van die stede, is ons koperdraad gegee. Alala, 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 ewig is ons Afrika. kanani, Alala, 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 ewig is ons Afrika. tula tula ntanami, tula tula sana lwami, tula tula ntanami, ubaba uzobuya sihlale naye, ubaba uzobuya sihlale sonke. Daar was rykdom in die maag van ons moeder Afrika. Diamante en ook steenkool, goud edel metaal. En die mense word die slawe hier, want die mense word betaal om te tonnel in die aarde, elke greintjie uit te haal. En die groot en opgrasvlaktes span dit toe met doringdraad. En van die olifant tot die gemsbok, al die diere moes kom buig voor die mag van die groot wildjagte, voor die mag van sy groot geweer, totdat net die stilte oorbly, totdat net die stilte heers. Alala, 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 ewig is ons Afrika. kanani, Alala, 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 ewig is ons Afrika. sindambonudala, Alala, 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 ewig is ons Afrika. kanani, Alala, 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 ewig is ons Afrika. sindambonudala, Alala, 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 ewig is ons Afrika. kanani, Alala, 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 my goede Afrika. sindambonudala, Alala, 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 ewig is ons Afrika. kanani, Alala, 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 ewig is ons
bietjie daai in Johanneskerk al. Ons gaan nou bietjie probeer om die vraag te antwoord oor hoekom wil ons hê mense moet deelneem aan sport en hoekom moet hulle probeer om goed te raak? John, watse geleenthede word oopgesluit deur sportdeelname? Ja, weet jy Hans, dis 'n interessante vraag daai. Ek dink jy gaan terug na die healthy body, healthy mind gesegde. Ek dink net dis 'n pakket en jy weet selfs al is dit nie op elite deelname nie. Ek dink vir enige persoon om aan sport te kan deelneem en 'n gesonde lewenstyl volg is al klaar 'n wenner en jou hele gemeenskap is gesonder, met ander woorde baie meer jy weet aktief en baie meer produktief. So ja, nee, ek dink van 'n nette algemene sportkant en fiksheidstkant is dit jy weet al hoeveel keer bewys. So, maar van 'n elite sportkant af, weet jy mense, ek het 'n soortgelyke gesprek met die akademici by beide gimnasium en hier by die Pik gehad oor jy weet die plek waar sport inkom. En jy weet deesdae praat hulle mos van 'n co-curricular environment in die sin van wat jy weet as jy terugdink na jou skooldae of universiteitsdae, ek dink jy onthou daai landloop op die Fanie of daai byeenkoms by MacArthur, onthou jy baie meer as daai fantastiese wiskundeklas. So jou opvoeding gaan baie meer oor die holistiese benadering en nie net wat jy in die klaskamer leer nie. En ek dink jy weet die benefits van aan sport deelneem is hoeveel keer al bewys. So ek dink nie daar's twyfel oor dat dit goed is vir mense om gesond te wees en aan sport te kan deelneem nie, maar op 'n elite vlak. Ek was nou onlangs met gesprekke by die skool, by gimnasium en by die universiteit by die Pikke betrokke oor die plek van sport in die akademici en jy weet daar's dit nou bewys dat daar's deesdae soveel geleenthede professioneel in sport. Dis nie net die deelnemers nie, jy weet daar is al die sportwetenskaplikes wat betrokke is, al die sportsielkundiges wat betrokke is, die sportdieetkundiges of nutritionists wat betrokke is, die bestuurders. Jy Ernst het nou net gepraat van op klapvlak daar in Australië hoe in die breek van hoe moeilik is dit om atletiek te bedryf, want daar's in Ernst se woorde amper net soveel mense wat die sport moet bedryf as wat daar deelnemers is. Jy weet, so dis 'n moeilike sport om, as jy kyk na 'n byeenkoms, al die beamptes by 'n byeenkoms, jy weet, ons is besig om SA Juniors te reël wat hier in Potch gaan wees, en ons kyk na 120 na 140 beamptes en dan omtrent nog 90 volonteërs wat die mandjies dra en die hekkies regskuif en so aan. So jy het oor die 200 mense wat net letterlik werk by die byeenkoms, maar in die holistiese siening van sport is daar soveel professionele geleenthede in sport. Jy weet ons het 'n persoon hier by ons universiteit wie se vrou een van die internasionale hokkie skeieregters is, Annelies Rostron, en sy was by die Olimpiese spele as skeieregter vir hokkie. En jy weet so dis 'n professie daar. Jy werk, jy sal sien aan rugby ook hoeveel professionele skeieregters kry jy deesdae. Jy weet so ek voel net sport as 'n loopbaan het baie moontlikhede meer as in ons dae, en ek dink die mense moet dit miskyk nie, maar natuurlik die elite atleet of jy weet die professionele rugby of cricketspeler, dis ook 'n groot wêreld daai, en ja, ek dink jy weet dis nie almal wat geskoor is om daar uit te kom nie, maar mens wil vir die kind wat die talent het om dit moontlik te maak, wil jy soos jy weet die klubstelsel in Australië of soos weet die Amerikaanse universiteite, wil jy weet alles doen moontlik wat jy kan in terme van daai atleet of daai kind se ontwikkeling, sodat hy eendag moontlik daai hoogste sportjie kan bereik en by die Olimpiese spele kan wen of deelneem. Ten minste is miskien die beste wat party kan doen, maar ten minste kan hy dit doen. En so ja, ek dink ons, jy weet, ten minste waar ek betrokke is hier by die universiteit, is dit eintlik maar ons jobbie is om seker te maak ons skep jy weet die fasiliteite, die afrigting en al die ander professionele dienste om daai atleet moontlik sy volle potensiaal te laat bereik eendag, jy weet, en so min of meer dis waar ons kyk, maar die feit dat sport baie geleenthede deesdae selfs in die professionele vlak het buite die atlete self is al lankal bewys, jy weet, so hier by ons byvoorbeeld in die gebou waar ek sit hier by die Hoë Prestasie Instituut, het ons seker 100 mense wat hier werk,
En dis alles maar net om die administrasie van sport, jy weet, by 'n universiteit. So, daar is verskriklik baie geleenthede in sport en ek het nog nie eens regtig van die mediese kant gepraat nie. Jy weet, deesdae is daar baie dokters en fisioterapeute en verskillende, jy weet, bioetikuste ensovoorts wat spesialiseer net in sport en glad nie eers met gewone pasiënte meer werk nie. Jy weet, so ek dink net die geleenthede is daar en ek dink sport kan in verskillende vlakke absolute loopbaan wees. Daar is 'n bietjie 'n Australiese perspektief. Wat sien jy daar by julle? Weet jy, Hans, so in die algemeen, as ons net teruggaan en vraag wat is die voordele van sport, weet, of wat bring sport eintlik na 'n persoon toe, in Australië is en ek dink Suid-Afrika ook, weet, daar's baie skole wat nie meer sport doen in die skool, weet, om verskeie redes, maar die ding, daar's bewyse vir sport wat weet breinontwikkeling bevoordeel. Jy weet, 'n persoon se selfkennis neem toe in die sin van resilience, weet, die ding om te probeer om teleurstelling te verwerk, jy weet, selfs beplanning, weet, hoe beplan ek my dag, weet, dit klink na baie basiese goed, maar sport bring al daai goed na vore, en weet, spansport is ook bring 'n ander dimensie van groepsprosesse. Jy weet, hoe werk ek met anders? Hoe werk ek met iemand wat ek nie van hou nie? Hoe werk ek saam met mense? Hoe leer ek om dit daarmee te gaan? Hoe oorkom ons daai tipe goed? So die weet, sport is amper eintlik maar 'n simulasie vir die regte lewe. So mens kan nie daarby verkom nie. Jy weet, en so dis 'n vorm van karakterontwikkeling wat nie in 'n akademiese omgewing ontwikkel word nie. So sport is in 'n weet in 'n amper as 'n analogie is eintlik 'n vorm van spel vir die volwasse lewe om jou die karakterontwikkeling te gee van hoe jy gaan deel met die regte lewe. Weet die angstigheid van voor 'n wedloop is daar's nie groot verskille tussen die angstigheid tussen groot dinge wat gebeur by die werk nie. Weet, en mense wat nou al die roetine geleer het van dis hoe ek daarmee deel en ek weet dis beter, is baie anders as mense wat nooit daarmee te doen kry nie. En ek dink dit is by uitstek wat sport mense help mee. So dit is maak nie saak hoe goed hulle presteer nie, regtig nie. Dit het amper half niks te doen met prestasiesport nie. Dit is bloot want sport bring dit na vore. Jy weet, of dit nou 'n derde liga rugby span is wat speel of iemand wat net probeer om hulle eie persoonlike beste te verbeter. Al daai dimensies is altyd daar teenwoordig. Weet, en dis eintlik die rede hoekom sportdeelname op alle vlakke eintlik 'n prioriteit moet wees vir almal. Ja, dankie, so erns mooi gesê, dat dit 'n voorbereiding eintlik is vir die lewe, en sport is lewe, en tydens die breek het jy verwys na jou pa, wat, kan jy dalk net vir ons, vir die luisteraars dit inbring, wat jy oor gepraat het? Ja, dit is eintlik 'n baie interessante ding. In die laat 70s was daar 'n nasionale sportondersoek wat my pa gelei het, wat nog deur die RGN gedoen was daai tyd, om te gaan kyk na hoe sport bestuur moet word in Suid-Afrika. En die snaakse ding is, hy het dit destyds onder F.W. de Klerk gedoen. Hy was die sportminister. En ek dink die verslag was te links vir die regering op daai stadium gewees. So hulle het dit afgekeer, maar daar's twee goed wat uit daai sportverslag uitgekom het wat eintlik fundamenteel Suid-Afrika se sport baie sou gehelp het op die langtermyn. En daar's twee goed wat daai tyd moes gebeur het. Dis die volle integrasie van sport wat ons weet, as dit in die vroeë 80s al fundamenteel gedryf was, sou jy weet, of rasse-integrasie, sou mens verder gewees het, kom ons sê, as die vroeë 90s. Die ander ding daarvan is dat sport ook baie sterker gedryf moet word op klubs. Nou dit het ek nie uit daai stadium verstaan nie, en ek moes eers in Australië wees om te sien wat dit eintlik beteken. En in ander lande is dat klubs is 'n voerbron van sport waarmee jy deelneem reg deur jou lewe. In Suid-Afrika is sport baie sterk gekonsentreer op skole
en weet vir die mense wat verder gaan op tersiêre opleidings of instellings, as ek dit so kan sê. Terwyl in baie plekke in Australië is daar klubs vir elke tipe sport wat juniors het, wat seniors het, wat meesters het. So jy word eintlik deel van hierdie klub. Weet as 'n kind neem jy deel by die klub, daarna word jy dalk as jy kom ons sê jy raak baie goed, het jy nog altyd 'n verhouding met die klub. En later kom jy terug in die klub as 'n volunteer en jy help by die klub. As jy nie 'n meesters wil doen nie en dit is die ander ding, die sport deelname hierso is op verskillende vlakke, is daar's vir elke ding is daar 'n meesterskompetisie op 'n nasionale vlak of op 'n streeks op 'n provinsiale vlak. So die clubs is so 'n ruggraat vir die sport. As dit jou belangstelling is, maak nie saak of dit rugby of atletiek is nie, die clubs is oor die algemeen sterker. So dit gee vir jou, want ek dink en dit kom nou 'n bietjie terug na die gesprek, wat gebeur met kinders wat is daar so iets, is dit dat hulle uitbrand of is daar nie strukture vir hulle nie, behalwe as hulle verder gaan nie, en dit is miskien iets wat Jan 'n bietjie oor kan praat, gegee sy ervaring ook. So dis maar net 'n punt en om dit terug te bring is daai voorstelle is lank terug ook al in Suid-Afrika al voorgestel om te sê maar op 'n nasionale vlak, hoe kan ons sportadministrasie sterker of sportstrukture sterker skep? Plus dan jou elite strukture ook. Daar's vir elke sport hier is daar 'n elite struktuur. Hulle noem dit 'n institute of sport. Jy weet iewers waar. En ek dink Potch is 'n goeie voorbeeld daarvan. Daar's as jy goed is in sport, is daar iets in Potch wat daai dimensie van sport. Jy weet, en dis goed vir die land, maar dit is jou topvlak. Maar hy het 'n voerbron nodig. Weet hy as daar net een goeie atleet is uit 10 is dit anders as wat jy een select uit 100. Dit is twee verskillende jou pool is baie groter as jy baie meer deelname. So jou potensiaal wat jy gaan optel, gaan altyd groter wees as daar 100 mense deelneem as net 10. Soos met die parkrun. Ek dink die parkrun is eintlik 'n wonderlike voorbeeld om te sien hoeveel meer mense het begin beweeg met die parkrun inisiatief. John, ek dink jy het jou hand opgesteek. Nee, ek het maar net gedink aan wat Ern sê, dis so waar en jy weet, jy sit ook in 'n geval waar ek moes so net voor COVID, die Desember voor COVID, moes ek 'n lesing in Duitsland gaan gee vir al hulle vlak 5 afrigters en jy weet, ek het gedink, wat gaan ek vlak 5 afrigters kan leer, jy weet, hier van Suid-Afrika af, en hulle was toe baie geïnteresseerd in ons ontwikkeling. Hoe is dit dat ons, jy weet, Wade van Niekerks en Caster Semenya's en sulke mense oplewe? En jy weet, my bietjie navorsing vir die lesings het bewys dat ons het hulle opgelewer ten spyte van ons stelsel, nie oor die stelsel nie. En ek dink ons het soveel mense en potensiaal wat ons verloor in hierdie land, omdat daar nie strukture vir hulle is nie, net soos Ernst gesê het. So ek stem met hom 100% saam, maar snaaks genoeg in atletiek in die ou dae, as ek nou maar die ou dae noem, is ons daar. Jy weet, het jy die weermag gehad wat gehelp het, semi-professioneel atlete laat oefen het, jy die polisie gehad, jy die gevangenisdiens gehad, en dan baie belangrik, jy die myne gehad, wat baie van ons swart atlete daai jare gehelp het op die myne. Jy weet, baie van ons top langafstand atlete, die Matthews Tamanis en Zitolele Sinkwes, het deur die mynstelsel gekom. En snaaks genoeg, al daai stelsels het verval, en eintlik al wat oorgebly het is die universiteite, en selfs op universiteitvlak, net soos ek nou genoem het, die diepte het verskriklik afgeneem, en dit maak dit baie moeilik om daai elite vlak te bereik, jy weet, so, maar ek stem saam, ek dink die klubstruktuur, soos Ernst se pa daai jare eintlik al voorgestel het, is wat nodig is in Suid-Afrika, en daar moet 'n struktuur wees weg van die skole en weg van die universiteite af, wat die atlete reg deur hulle lewens eintlik kan vorentoe vat, maar ja, dit gaan 'n bietjie tyd vat om daai klubstrukture weer, daar was 'n bietjie van dit in die verlede, maar ek dink om dit heeltemal nou weer terug te bring, gaan baie effort en tyd en geld vat. Ja, dus ek dink, John, vir jou wat ouer is met 'n dogter wat nou qua matriek geskryf het, jy weet, jy moet die keuse maak, sy's 'n talentvolle atleet, gaan sy maksimaal in Suid-Afrika kan ontwikkel, of is daar meer geleenthede vir haar in die buiteland? En ek dink daar's
dis 'n vraag wat soveel ouers mee gekonfronteer word en as ek nou kyk ja, hoe die grootte van die beurs, ons het die vorige gesprek was 'n leerder hier van Langehoven Gimnasium op Oudtshoorn wat waarskynlik na Alabama toe kan gaan. Hy hardloop 18,5 minute op 'n 6 kilo. So dis nie asof hy die ligte uitskiet nie, maar dit maak vir hom ongelooflike geleenthede oop wat hy nie hier kan kry nie. Ek stem met jou saam en jy weet ons het nou net eergisteraan die besluit moes neem met my dogter wat nou einde laas jaar matriek klaar geskryf het en ons het juist maar so 'n bietjie tyd gekoop om behoorlik te beplan wat vorentoe. En jy weet ons het eergisterand maar besluit sy gaan na die Universiteit van New Mexico toe in Albuquerque. En die rede is presies wat ons nou hier oor praat. Jy weet die geleenthede is so min. Ek sit by 'n universiteit waar sy ook kan studeer en ook beurse kry, maar jy weet meeste van haar rivals, as ek so die Engelse term kan gebruik, is alreeds in Amerika. En wat ons ook moet besef, Ernst het nou verwys na wanneer is atlete op hulle piek en jy weet daai jare Ernst het ons gedink 26, 28 is jy definitief op jou piek en dan gaan jy oor hom, maar deesdae met op die elite vlak waar baie atlete die finansiële roete loop om sport professioneel te doen, kom ons agter veral in 'n sport soos atletiek en as jy beseringvry redelik kan bly, dat jy eintlik in jou mid-30s eers jou piek slaan. So met my dogter wat nou maar 18 is en vir 4 jaar in Amerika gaan swat en 'n graad kry, om terug te kom op 22 is eintlik maar nog net die begin van haar loopbaan. So weer eens as jy die groter prentjie sien, wat beter as 'n universiteit met daai tipe fasiliteite met top afrigters, met top dienste om die sport, jy weet soos dokters en fisios en nutritionists en so aan, vir 4 jaar word dit vir my betaal, jy weet, of vir ons betaal. So ek het persoonlik nie, jy weet, 'n probleem om ons kinders so te stuur nie. Hopelik meeste van hulle gevalle sal hulle terugkom en kom terugploeg hierso en hulle piek hier bereik. Maar op daai punt wil ek net vir jou sê, my bietjie navorsing het nou gewys dat net in atletiek, en onthou dis maar 'n 4 jaar groep, is daar nou in Amerika op hierdie stadium, ek het 'n groep begin om hulle almal, Werner Koekies het my gehelp dat ons 'n dokument skep online wat hulle invul net om weet so 'n bietjie trek te hou van waar ons atlete is in Amerika, net in Amerika, en ons trek nou omtrent tussen 110 en 120 atlete, Suid-Afrikaanse, meestal van hulle redelike top atlete wat tans in Amerika is. So ek dink eerder as om negatief daaroor te raak, moet ons besef daai universiteite bied iets wat ons op die oomblik nie kan bied nie en dat hulle is bereid om in ons kinders jy weet te belê en hopelik help hulle om ons kinders te ontwikkel om terug te kom hiernatoe en verder te gaan. Maar ek persoonlik is nie teen dit nie solank 'n mens dit jy weet in die groter prentjie sien van hulle ontwikkeling. Ja, John, om daarbey aan te sluit, ek dink amper daai is 'n tipe van ding wat mens amper net strukture kan help bou om dit te bevorder. 'n goeie analogie daarvoor is in Australië is weet die 8-man roei, die tipiese roei wat jy in rooibote kry, het hulle 'n program met Amerika omdat die geleentheid in Australië beperk is, dat daar letterlik 'n Australiaanse span binne Amerika gekies word wat kompeteer daar op universitêre vlak op 'n nasionale gebied, omdat hulle 'n hele uitruilprogram het met of 'n geleentheidsprogram, daar soveel mense wat gaan deelneem daar. En eintlik want dis waar hulle die oefengeleentheid kry, is dat hulle eintlik in steede om te sê maar hoekom gaan jy, is dit net gesê maar kom ons maak dit dan, kom ons help die mense daar, kom ons gee vir hulle nog weet, kom ons kies ons Suid-Afrikaanse span in Amerika en gaan hardloop daarso, maar laat hulle bietjie vir hulle land hardloop, want die Amerikaners is gemaklik daarmee. En dit is 'n lekker manier om die patriotisme daar te bietjie te kan bevorder, maar ook 'n gevoel van samehorigheid tussen die mense wat daar is. Absoluut. Om te weet hulle word hulle is deel van 'n Ja, absoluut. Was dalk 'n idee vir ASA, Ernst, John? Ons het praat was in die regte mense. Die tyd hardloop moet ons weg, ons moet gou 'n breek vat. Ernst, ons gaan luister na Karen Zoid se Sonvanger. Ons moenie weggaan nie, ons na die musiek is ons weer terug.
Kyk of jy vir my die son kan vang. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan hang. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy nog hoe helder die kamer kon lag? Kyk of jy vir my die son kan bring. Daar's 'n liedjie in die gange waar die son kan sing. Van 'n stil in die hoeke die koue seisoen. Sien jy wat die wind en die reën aan my doen? Ek vra jou maar, laat hom weer vir my kom skyn. Laat my verstaan hoe 'n somer soms so en die niet kan verdwyn. Laat hom skyn. Daar's 'n huis in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plek in die tuin waar die son kan speel. Laat hom weer vir my kom skyn. Son vangen. Laat my verstaan hoe 'n somer so en die niet kan verdwyn. Laat hom skyn. Vol strale vir die donker in my hart. Lekker gesprek nou rondom moontlikhede vir die toekoms hier. Ernst, Jan, ons het koppe by mekaar hier op Eden FM en ons het regtig waar koppe by mekaar. Die tyd hardloop so met ons, maar 'n belangrike vraag wat ons in hierdie laaste stukkie gaan op fokus is rondom
hoe verwesenlik 'n mens 'n atleet se potensiaal? Ons sien so op skoolvlak hoe kinders gedruk word en ek weet 'n 13-jarige wat gesien word as 'n toekomstige Olimpiese atleet en teen die tyd wanneer die kind standaard graad 10 is, alreeds opgehou met sport. En John, vir jou, jy is vir my 'n verskriklike interessante fenomeen in die opsig van, ek dink die eerste keer toe ek deelgeneem het aan 'n SA landklub kampioenskap in 1980, toe het jy onder 15 gewen. Ek dink dit was by Swartkops. Maar jy het dit ook gewen as 'n senior atleet in die oop afdeling. En al die goed sê jy moes dit nie gedoen het nie want jy moes uitgebrand het en jy het nie uitgebrand nie. Nou vertel net vir die luisteraars, hoe is dit moontlik? Hoekom het jy nie uitgebrand nie? Ja, dis 'n goeie vraag, Hans. Nee, ek dink ek was gelukkig geweest in die sin van toe ek my eerste jaar Amerika toe was. Toe is ek op daai punt waar jy sal onthou ek en jy, eintlik ons al drie het 'n goeie kompetisie gehad en nou Benny Greyling en op daai stadium is ek en Benny in Johannesburg saamgedompel in een kamer by RAI en ons moes nie net die grootste aardvyande wees nie, maar ons moes eintlik teen mekaar deelneem ook en vriende probeer wees en saam klas toe ry en terug en so aan. En so my eerste jaar was op RAI 'n nagmerrie en ek is toe Amerika toe en juis oor dit en wat vir my gered het dink ek was die feit dat ek 'n hele jaar in Amerika eintlik verhoed was om deel te neem, want daar was 'n reël op daai stadium dat as jy van een universiteit, enige universiteit, al is dit binne in Amerika na 'n ander universiteit toe gaan, moet jy vir 'n jaar uitsit. En dit was om te verhoed dat groot universiteite, die klein universiteite se atlete koop. Jy weet, so hulle dit probeer verhoed deur hierdie jaar in te bring, maar dit was vir my 'n seëning geweest want ek het amper 'n hele jaar gehad wat ek amper niks deelgeneem het nie en ek moes net oefen en saam met die span, maar ek mag nie deelgeneem het nie en eintlik het dit my gered want dit het my so gemotiveer om weer daarna aan te hou. En jy weet ek het toe jy weet buite nou SA's, maar jy weet 'n hele paar wêreldlandlope en so aan gaan hardloop en ek dink nie ek sou dit ooit gesien het was dit nie vir daai jaar wat ek eintlik geforseer was om uit te sit nie. Maar met dit daar gelos, daar is tog van ons atlete wat deurkom en dit maak. En ons moet maar net terugkyk na die laaste paar jare. Jy weet ons verspringers, Johan Cronje in die 1500, Ezekiel hulle in die 800. Jy weet as jy nou maar deur die jare kyk, ons het tog sterre wat deurkom, maar wat vir my interessant is van al die sterre, is baie van hulle is of in 'n ander sport gewees of hulle het items verander. Jy weet Wayne van die Kerk het begin as 'n hoogspringer. En jy weet toe was hy 'n sprinter en eers later het hy 400 begin hardloop. So ek dink dit was sy redding gewees. Jy weet as 'n natuurlike extremely talentvolle atleet, maar miskien sou hy dit ook nie gesien het as hy net by hoogspring gebly het nie. Hy sou dit nie opgehou het en gaan rugby speel het, maar die uiteinde is ek dink is maar per toeval dat ons hierdie sterre het wat deurkom en nie te danke aan ons stelsel nie. So ons moet daai nou gaan probeer verander en hopelik meer van hierdie atlete die geleentheid gee as top juniors om te ontwikkel. Ek wil net laastens iets sê, laat Ernst ook kan sy mening uitspreek, maar ek wil ook net laastens sê, ons sien hierdie, vandat ons kinders was, Hans, Ernst, en ons sien dit nog vandag ook, dat hierdie land, en Ernst, ek seker is in Australië ook so, maar hierdie land het verskriklik talent. Ek was nou weer laasweek by skole atletiek, weet jy, daar's potensiële wêreldkampioene en Olimpiese kampioene om elke draai. Maar ek dink waar ons grootste probleem lê met hierdie kinders wat so goed presteer as jong kinders en nie regtig ontwikkel word as senior atlete nie, is een groot faktor en ek's jammer om hierdie te sê want dis 'n moeilike een en is 'n moeilike een om te sluk, maar dis ons ouers. Ek dink ons ouers in baie gevalle lewe deur hulle kinders, hulle wil hierdie lost glory wat hulle self nooit gehad het nie, probeer hulle deur hulle kinders bereik en ongelukkig is ons kinders verskriklik passievol oor hulle kinders se sport en nie noodwendig oor hulle ontwikkeling in daai sport of in sport nie. Jy weet, ek gee 'n voorbeeld, ons het Saterdag rugby gehad. Daar's kinders wat nou afgeskuif het tweede span toe want hulle het nie goed gespeel nie. Nou wil die ouers, nie die kind nie, die ouers wil nou dreig laat sy kind gaan nou glad nie meer rugby speel nie omdat hy nou tweede span toe is. Ernst, jy het vroeër ook gepraat van, jy weet, sport leer jou om teleurstellings te verwerk, jy weet, en jy moet deur dit gaan. Daar's nie een atleet in die wêreld wat nog ooit net gewen het nie. Jy gaan verloor, jy weet, en jy gaan spanne
jy weet uit 'n span uit gedrop word en miskien weer opgaan, maar dit leer karakter en goed en ek dink ons ouers is glad nie in staat om met hoë prestasie kinders te werk nie en ek dink daar's 'n groot leemte. En ek is nou besig juis met 'n program wat in Engeland gedryf word wat hulle noem high performance parenting. En ek dink dis iets in Suid-Afrika wat baie nodig is om hierdie ouers wat talentvolle kinders het te help om te sê maar luister Hokkai, stop die bus, los jou kind laat hy op sy eie tyd ontwikkel saam met die afrigter, saam met die skool, jy weet die mense wat werk met die kind, sodat hy 'n topatleet miskien eendag kan word, jy weet, maar aan die einde van die dag dink ek net die ouers is 'n groot probleem in ons kinders se prestasies. Hans, ja, ek wil so 'n paar goed daaroor sê en ek sal eintlik ek gaan eindig met 4 fases om te kyk, maar ek wil eers eintlik al 'n kompliment maak aan John want ek volg nou ook al John al 'n ruk en hy weet sy oorbrugging van atleet na afrigter is 'n baie mooi een om te kyk. Hy het al baie afrigters, baie atlete afgerig. En die een ding wat my opgeval het want ek het so 'n bietjie saam met hom gewerk op 'n stadium is weet baie van ons ouer garde en dit is ons kritiek. Ons het geleer hoe om hard te werk of ons het gedink, weet no pain no gain as daai ding se werk. Maar ek dink die science of recovery is waar ek nou gesien het waar John hulle en die nuwe generasie mense baie slimmer is, baie slimmer. En jy weet die hele idee van hardoefening en nie beserings te kry nie is 'n groot kuns en dit rondom ook die wetenskap rondom hoe mense herstel en dit is daai balans wat goeie atlete nodig het. Maar ek dink vir die luisteraars daar's 4 fasette wat ek dink nou terug te kom na John se punt rondom skolesport in Suid-Afrika is eintlik ongesond rondom kompetisie. En daar's eintlik in Australië sien ek as jy kyk na die klubs is daar strukture wat hulle op 4 vlakke kyk. Weet die eerste een is fundamentals. Weet met die hoofletters van waar 'n kind leer wat is beweging en die fundamentals van die sport. Dit werk dis tussen 6 en 10 jaar oud. Daarna die volgende fase is training to train. Dit wil sê, weet, hoe leer ek om te oefen vir 'n spesifieke sport? Dit is so tussen 10 en 14. En dan as hulle nou puberteit slaan, dan begin hulle training to compete. Luister nou mooi wat hulle sê daar. Training to compete. Dit wil sê hoe werk 'n kompetisieseisoen? Wat is preparasie? Hoe werk ek in sekere goed in die fasering of die klimatisering begin 'n ding raak, maar dis nog nie training to win nie. Training to win is die fase wat begin, is die 4de fase en dit is vanaf 18. Dis wanneer mense begin regtig train to win. Dit wil sê die ding van hoe raak ek bietjie, weet, wat is daai absolute ding? So die en as jy nou mooi gaan kyk in skolesport is dit eintlik al die goed is die dimensies is daar. Ons natuurlik is maar ons is ongelukkig geneig om die training to win terug te bring na baie jonger ouderdoms waar dit nie regtig nou al belangrik is nie. Want die liefde vir die sport is wat ek dink die deurslag gee vir mense wat langer termyn oefen is dat die regte motivering daar is en dat dit nie ekstern was nie. Ek het nie gepresteer op skool omdat ek vir my ouers moes gewys het hoe goed ek is of en mens besef nie daai druk wat mense het nie of laat ek moet goed voel in die skool want dis al hoe ek ervaar word by 'n peer groep of wat ook al die redes is nie. Daai fases wat ek nou genoem het as dit reg doen dan leer 'n persoon of 'n kind die liefde vir die sport self want dit is wat ek dink mense wat regtig goed doen op veral op die langtermyn weet hulle is lief vir wat hulle doen. Hulle geniet dit om te hardloop. Weet ek dink ons almal onthou nog vir Ilana en ons het almal weet op 'n stadium saamdag maar sy het daarvan gehou om te hardloop. Weet John het ook gehou daarvan om te hardloop. Weet hulle het nie gesukkel om op te staan om te gaan oefen nie. Anyway. Dankie. Ja, absoluut waar daai Ernst, absoluut. En ja, net so vinnig iets op daai Hans, weet jy, ek is 'n paar jaar terug toe ek Nigel Amos afgerig het en soos ek sê, hy is nou weer terug hier by my vir die laaste 6 maande. Dit gaan eintlik weer baie goed met hom. Van Botswana af, maar ek was betrokke met Botswana se Olimpiese komitee met 'n long-term athletes development plan. En die plan het presies soos Ernst sê, inteendeel hy het nog 'n 5de stap gehad Ernst en dis 'n
a lifelong commitment to fitness and sport of healthiness. En dis daai fase na daai training te win, as jy nou die dag waar ons is, aftree en jy probeer daarom nog fiks bly, en ek dink ek kan dit definitief beter doen, en ek sal bietjie energie daarin sit, maar jy weet, en ons het dit vir Botswana uitgewerk, en dis my snaaks, 'n klein landjie soos Botswana, ons het die Kanadese model gebruik om hom te ontwikkel. Hy het net die 5 fases, en die ding is, dit is so simpel en is so maklik, maar 'n land soos Suid-Afrika wat baie groter as Botswana het glad nie so iets nie, en dis so amper of daai training to win en die win faktor net te groot hier is, en dis nie net ouers nie, hoor, dis baie keer skole ook, daar's afrigters by skole wat se werk afhanklik is van wen, en naderhand raak die kinders se eie doel ook, hulle wil net wys hulle kan wen, jy weet, en hoeveel wêreldkampioene gaan ons nog op laerskoolvlak hê en op vroeë hoërskoolvlak hê, wat eintlik nooit eens die sport verder doen nie, jy weet, en dit is so jammer dat ons daai talent verloor, maar ja, mense is nou, jy weet, hopelik in 'n posisie om miskien 'n paar mense te beïnvloed en 'n paar sisteme te beïnvloed, en hopelik kry ons dit reg. Ja, dis baie lekker om na julle te luister. Ongelukkig is daar 'n horlosie wat aanhou loop, en luisteraars, dis die tweede gesprek gewees wat bietjie na sport kyk. John, ons het nou gepraat van Elroy Geland, wat so ook 'n lang lewe gehad het, wat 'n finalis was by die wêreldkampioenskap aan die 5000, en ons beste prestasie verlede jaar by Tokio in die marathon was, atleet wat deur John afgerig is, en miskien kan ons hom ook op 'n stadium bietjie hierso kry om saam met hom koppe bymekaar te sit. Ons gaan nou afsluit met 'n liedjie wat John gaan vir ons aankondig, en dan praat ons weer volgende maandag aand. Ons sit koppe bymekaar. Baie dankie. Ja, Hans, ek hoop jy het hom, ek het maar gedink aan nou Matthys Roots, miskien Lisa se klavier. Dankie, Lisa se klavier van Matthys Roots. Dit gaan voorspoed vir julle almal. Ek het 'n vriendin ver by die blou see, teen die hang van Tafelberg, as die son sak, speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluit in wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart. Ja, die hele wêreld word stil, luister in die donker uur, na die nachtgeleide van Lisa se klavier. Ja, die hele wêreld word stil, luister in die donker uur, na die nachtgeleide van Lisa se klavier. Lisa kan nie ophou nie, as hy eers begin het nie, en sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem, voor my laaste sigaret nie. Ek staan op haar balkon, ek drink haar appelkoos-tee, kyk uit na Kaapstad in die nacht, die liggies en die swart see.
Ja, die hele wêreld word stil. Luister in die donker uur na die naggeluide van Lisa se klavier. Ja, die hele wêreld word stil. Luister in die donker uur na die naggeluide van Lisa se klavier. Sien ek 'n bergie in sy maat, gaan staan en opkyk ver na bo vanuit die vullis van Oranje straat. Hulle ken al lang die klanke wat hy daar woonstel stroom, lank na 12 met die vensters oop. Al mou die bure ook al voor Lisa elke boemelaar se droom. Van die hele wêreld word stil. Luister in die donker uur na die naggeluide van Lisa se klavier. Van die hele wêreld word stil. Luister in die donker uur na die naggeluide van Lisa se klavier. Van die hele wêreld word stil. Luister in die donker uur na die naggeluide van Lisa se klavier. Van die hele wêreld word stil. Luister in die donker uur na die naggeluide van Lisa se klavier.